Goeiemôre en geseënde Sabbat. Ek sien ek het omtrent almal gegroet, maar ek sien dat 'n paar mense hier's ingeglip sonder dat ek hulle gegroet het. So goeiemôre, Sanne. En dis wat ek nog nie gesien het en gegroet het vanoggend nie. Ek hoop julle word ryklik geseën vandag saam met ons. Ek gaan julle uitnooi om saam te blaai na die boek van Rigters, the book of Judges. Dit klink nogal gevaarlik as ons met so 'n boek begin in die kerk so vroeg in die oggend, nee. Die boek Rigters, hoofstuk 6, vanaf vers 11 tot 16 vir ons skriftuurlesing. Judges 6 verse 11 to 16 for our scripture reading this morning. Rigters 6 vers 11 tot 16. Dan gaan julle net so vinnige kansie gee terwyl ek gou 'n bietjie water drink. Want ek hoor nog mense blaai. Rigters 6 vanaf vers 11 tot by vers 16. Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder 'n terpentynboom wat by Ofraat staan, wat aan Joas die Abersiet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskyp om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is met jou, dapper held." Toe vra Gideon hom: "Ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het? Deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete." Toe draai die Here na hom toe en sê: "Gaan in die krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie?" Maar hy vra hom: "Ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie." Toe sê die Here vir hom: "Ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan." Mag die Here die lees van sy woord vanoggend in ons harte toe seën. Wie weet wat die kragtigste woord is in ons, wat's 'n vocabulary? Woordeskat, dankie. Sien, my woordeskat is heeltemal by die deur uit. Behalwe Chris, van ek het vir hom, wat hy gevra het vir liedjies, toe gee ek vir hom insig op die vraag wat ek gegee het. Wie kan vir my sê, wat's die kragtigste woord wat ons het? Who can tell me what is the most powerful word that we possess in our vocabulary? Wat is 'n eenvoudige vraag. Ons almal het 'n woordeskat. Wat sou julle sê is die een wat die kragtigste is? Wat 'n woord dra omtrent die meeste gewig, wat as ons hom sê, dan is daar verantwoordelikheid wat daarby gaan? Gebed? Nee. Ek kan nie nou vra vir mense en sê hulle is verkeerd van vooraf nie, maar nee, san hy. Ja, ek het 'n paar iemand ietsie gehoor sê. Julle gaan 'n bietjie harder praat. Ek het baie klein ore, moet nou nie oplet op my ore nie. God. Help. Okay. Vergifnis. Okay. Jesus. Okay. Ek beweeg nou weg van die woord. Nee, hulle is verkeerd. Ek luister net tot en met iemand om reg het. Ons kan hier wees vir 'n rukkie. Ja, jy's reg. Die woord ja, dis eenvoudig, né? Die woord ja, as jy dit gesê het, is daar gewoonlik ietsie gekoppel daaraan. Vir wanneer jy gevra word, wil jy iets doen en jy sê ja, wel, jy moet dit doen, né? Geestesgesproke, wanneer jy ja sê vir God, is daar verantwoordelikheid? Ja. So die woord ja is nie net 'n belangrike woord nie, is nie net 'n woord wat gewig dra nie, maar dit is 'n woord wat jy gewoonlik vat van jou gemaksone buite jou gemaksone. Ek het laas Sabbat teruggekom by die huis. Ek was by Parys gemeente gewees
En dis 'n end. Dit was 'n goeie 5,5 uur op die pad gewees, daan toe 2,5, 3 en dan terug. So ek was lekker moeg gewees, ek was die hele dag daar gewees, en ek kom by die huis, en my liefste vrou, waarvoor ek baie lief voor is, sê vir my, Jene, ek dink dit was met Tanya gesels, en het was so mooi Sabbat, kan ons nie môre 'n bietjie gaan hike nie? Nou vir die wat my 'n bietjie ken, sal weet, ek en hike is nie maatjies nie. Ek hardloop eerder as wat ek hike. Abundant Life het my genees van hike. En ek sien toe sy het hierdie verlange om te gaan stap in die natuur, en sy wys vir my die verskillende plekke waar jy kan gaan hike in Clarence, en al wat ek sien is, sy kies die langste ene, wat daar is, om te gaan stap. En ietsie sê vir my binne, teen alles wat ek wou sê ietsie sê net ja. En ek sê toe nee, dis reg, ons kan gaan, ja, ons kan gaan, is nie 'n probleem nie. En, maar binne in my, skree die stemmetjies, nê, wat vir jou sê, nee, jy gaan nie maak nie, begin aan verskonings dink, die kinders gaan nie daai hike maak nie, man, ek dink, Jossie se verkoue is te erg, om so ver te stap, maar nietemin, ons het Sondagoggend gegaan, en, is 'n goeie ding, ons het toe, net so, by the way, jy kort 'n permit blykbaar om te gaan stap in die Clarence Natuurreservaat, ons is goeie renmeesters, ons het 'n permit gaan kry vir ons almal, en toe kry ons 'n kaart, van ek is nog old school, die selfone ding om uit te figure waar om te loop werk nie, ook nie om altyd te ry nie, ek gaan kry toe die kaartjie, en ons kyk na die verskillende plekke waar ons kan hike. En ek sê vir Jackie, kyk, ons hoef nie die langstene te vat nie. Dis al warm, dis al 9:30 die oggend, dis al warm. Maar daar is ons 'n mooi river walk, wat jy onder die bome loop, nê, koelte. En dis by die rivier waarvan ek mal oor is. Ek sê, kom ons gaan doen hom, tot by die dam, en ek weet Tanya wou geswem het, en dan stap ons weer terug. En ons stem toe in, en ons sê, ja, nee, dit is al warm, kom ons doen dit. En wow. Wat 'n geseënde oggend was dit nie gewees in God se natuur nie. Hoe mooi was dit nie gewees om net die groenigheid en die plante groei, om 'n massiewe peerboom te sien wat pere afgooi, en wat ons 'n paar gesoek het van, ek was nie lus om boom te klim nie, maar dies wat op die grond was al geëet en vrot gewees. Ons het dit maar nou gelos. Maar net om te sien God se skepping, en net om hy tyd in natuur te spandeer. Die woordjie ja is baie keer 'n onaangename woord. Wie het al ooit gesê, en ek het daaraan gedink, nou toe Chris die aankondiging gedoen het, wie het by julle self gedink, yes, ek het ene, maar toe Chris sê, maar ons kort jou ook, het julle gedink, ish, dalk nie vandag nie. Dit is hoe ons breine werk. Ons wil vir dinge ja sê, maar in ons agterkop is daar ietsie wat vir ons sê, maar as jy gaan ja sê, wat gaan gebeur? Jy gaan verantwoordelik wees vir ietsie, of jy gaan ietsie moet doen. En iewes skielik in die wêreld waar ons in leef, sê ons nie meer ja nie. En ons sê definitief nie meer ja vir God as hy ons roep nie. Ek het hierdie week Rigters 6 en 7 bestudeer, hier is 'n gedeelte van Rigters 8. En ons almal ken die verhaal van Gideon, né? Ons het groot geword met die verhaal van Gideon. Ons het groot geword met die verhaal van Gideon, waar hy die Midianiete verslaan het met hoeveel mans? 300. Maar die ironie van die saak is, hy het hulle nooit verslaan nie. Die ironie van die saak is, hy het absoluut niks gedoen nie. Die 300 wat by hom was, het nie so swaard of spies gehad nie. Maar ons gaan nou by uitkom. Rigters 6 vertel vir ons 'n interessante gedeelte. Dit vertel vir ons waar Gideon vir die eerste keer met die engel van die Here, wie is die engel van die Here? Jesus. So hy het aangesig tot aangesig met Jesus gesit daarso en 'n gesprek gehad. En hy direk, wat vir my mooi is, hy het nie eers direk eintlik vir Jesus, hoe kan jy sê, die rekenskap gegee nie, maar hy dadelik gevra, maar luister, wat gaan aan?
Hoekom is ons in die situasie waar ons is? Waar is die wonderwerke wat ons voorvaders ons vertel het van hoe hoe God ons uit Egipte uitgebring het en die mense verslaan het? Waar is julle nou? En die mooi woorde van hoe hy vir hoe Jesus vir Gideon aanspreek, dapper held. Ons dink baie keer dapper held beteken jy sien kans vir enigiets. Ons dink jy het geen banghaar op jou kop nie as jy hare het, soos die gesegde gaan. Maar as ons mooi gaan lees oor Gideon, sal ons sien 'n prentjie van, dit vat 'n rukkie vir hom om ja te sê. Dit vat 'n rukkie vir hom om te glo, dit is eintlik God met wie hy praat. Dit vat hom 'n rukkie om by die punt te kom te sê, yes, ek sal dit doen. Van net na hierdie gesprek met die engel van die Here, sê Gideon vir hom in vers 17, as julle die Bybels oop het, lees saam met my, as julle nie het nie, luister saam met my, dit sê daarso, en hy antwoord hom, as ek dan guns in die oë gevind het, is Gideon wat hier praat, doen vir my 'n teken dat u dit is wat met my spreek. So Gideon twyfel wie die engel van die Here is, hy twyfel wie hy is, dan sê dit verder, verwyder u tog nie hiervandaan voordat ek by u kom en my gawe uitbring en voor u neergesit het nie. Ekskuus. Hy sê toe, dis nou weer die engel van die Here, ek sal bly totdat jy terugkom. Toe het Gideon ingegaan en 'n bokkie berei en van 'n eva meel ongesuurde koeke met die vleis het hy in 'n mandjie gesit en die sous in 'n pot gegooi en hy het dit na uitgebring onder die terpentynboom en dit naby hom neergesit. Maar die engel van God het vir hom gesê, neem die vleis en die ongesuurde koeke, sit dit op hierdie rots neer en gooi die sous daarop uit. En hy het so gedoen. Daarop steek die engel van die Here die punt van sy staf wat in sy hand was uit, en raak die vleis en die ongesuurde koeke aan, toe gaan daar 'n vuur op uit die rots en verteer die vleis en die ongesuurde koeke, intussen het die engel van die Here verdwyn uit sy oë. Toe Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was, sê Gideon, ag Here, want ek het die engel van die Here gesien van aangesig tot aangesig, maar die Here sê vir hom, vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. So waar kom die punt van Gideon se moeilikheid om te sê ja? Sy onvertroue met wie hy sal gesels, en sy ongeloof in die feit dat hy 'n bietjie bang is oor dit wat die Here vir hom gesê het. Maar onthou die woorde wat die engel van die Here vir hom gesê het, jou dapper held. Maar hier vind ons 'n man wat twyfel in sy sending. Ons vind 'n man wat moeilik is om ja te sê. Hy kry dit nie die woord oor sy lippe nie. Maar tog net hierna sê die Here vir hom om 'n bul te vat en die altaar van Baal te verwoes. Die storie gaan verder dat hy dit gedoen het, toe wil sy eie familie hom basies stenig en hom doodmaak. En daarna kom 'n interessante gedeelte. Ek gaan julle vra om na Rigters 6 te bly. Ekskuus, ek moet net jou stemmetjie wil droog raak hierso. Rigters 6 vanaf vers 36 tot 40. Hierdie is nou net na die altaar van Baal verwoes is, dit is net daar die heilige stok wat daar was, die staf wat daar was, van Baal wat verwoes was en eintlik gebruik was om 'n offer te gee aan God. En dit gaan verder in vers 36, het sê daar so, toe het Gideon met God gespreek, as hy werklik deur my hand Israel wil verlos, soos hy gespreek het, ek sal die wolvlies op die dorsvloer neerlê. As daar net op die vlies dou is, terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat u deur my hand Israel wil verlos, soos u gespreek het. Hierdie is baie bekend, nee, dit is die storie waarmee ons groot geword het. En dit was so,
Toe hy die volgende môre vroeg opstaan, het hy die vlies uitgewring en die dou uit die vlies uitgedruk, 'n kom vol water. Toe het Gideon met God gespreek, laat die toren nie teen my ontvlam nie, en laat my net hierdie keer mag spreek. Laat my tog net hierdie keer met die vlies 'n proef neem. Laat dit op die vlies alleen droog wees, terwyl daar op die grond oral dou is. En die Here het daardie nag so gedoen, op die vlies alleen was dit droog, maar oral op die grond was daar dou. So eerstens het Gideon ja gesê, nadat hy oorreed was, dat dit Jesus was met hom gespreek het. Nadat hy getwyfel het, het hy gesê, okay, ja, en hy het die opdrag uitgevoer om die altaar van Baal te verwoes. Nadat sy familie en sy volk deur hom gedraai het, vra hy nou weer vir God, is dit regtig u, dat u Israel wil verlos deur my hand? Gee my asseblief 'n teken. Klink dit nie bekend nie, mense? Hoe meer ons na die storie luister, hoe meer kan ons onsself vereenselwig met die verhaal van Gideon. Gideon, die dapper held, wat iewes skielik weer by 'n plek kom waar dit moeilik is, en hy sê, wel God, as jy regtig wil hê, Israel moet verlos word deur my hand, gee my hierdie teken. En God gee hom die tweede teken. En hy sê, wel God, gee my nog een teken, asseblief. Nog net ene. Third time lucky, né? Nog net een. En hy gee vir hom 'n derde teken. Intussen het Gideon al die ander mannekampe van Israel geroep om teen die Midianiete te veg. En dan kom ons by Rigters 7. Rigters 7. Julle sien, partykeer vat dit 1, 2, 3, 4, 5, dalk 10 keer, wanneer God ons roep, vir ons om by 'n punt te kom om ja te sê. Maar as jy ja gesê het, wees bewus, dat dinge nie makliker gaan word nie. Die vrees wat jy gehad het, gaan die duiwel nou voor jou bring en voor jou neergooi, dag na dag. Daai ja wat jy vir God gesê het, wat ek in die begin gesê het, kom met verantwoordelikheid, kom ook met 'n situasie waar jy jouself uit jou gemaksone uithaal, en blootstel om vir God gebruik te word. En wanneer jy vir God gebruik word, gaan daar toetse oor jou pad kom. Daar gaan tye kom wat jou geloof getoets gaan word. Van wat het in Rigters 7 begin? Gideon versamel 32.000 manne om die Midianiete op te trek. En God sê vir Gideon, luister, die manne wat jy by jou het is te veel, want as daai klomp mans teen hulle gaan beklei, gaan hulle sê Israel het hulle self verlos en nie God nie. En hy sê, gaan terug na jou manne toe, gaan vra vir hulle wie vrees en wie bewe. En die wat opstaan, stuur jy huis toe. Hoeveel het opgestaan? 22.000. 22.000 manne het opgestaan en getrek, terug huis toe. Toe sê God vir Gideon, kyk, Gideon het seker begin nou benoud raak. Want as jy verder gaan lees, dit sê, die Midianiete se kampe, die manne het gelê so sprinkane verstrooi op die wêreld. Hulle was nie 'n klein groepie gewees nie. En God sê vir Gideon, die 10.000 wat by jou is nog te veel. Kyk, as ons in die Bybelkommentaar gaan lees, sê dit daar so elke keer wat God vir Gideon gesê het, jou manne is te veel, het die vrees van Gideon vergroot. En hy het begin benoud word. Van wanneer ons vir God ja sê, plaas hy ons in situasies waar jy getoets gaan word, sodat jou geloof kan groei. En God sê vir Gideon, vat hulle na die rivier toe. Dies wat die water oplek soos honde, skei hulle een kant toe.
En dies wat die water opskep met hulle hande, stuur hulle een kant toe. En die 300 wat die water opgelek het, was behou gewees. 300. Dis nie baie mense nie. Dis glad nie baie mense om 'n oorlog mee te gaan voer nie. Dan gee God hom nog 'n opdrag van, behou die ramshorings, skryf julle die kruike en die fakkels. En God gee vir hom basies die plan van hoe hulle die Midianiete sal oorweldig. En ons lees in Rigter 7, vers 9. En daardie nag het die Here vir hom gesê, vir Gideon, staan op, gaan af in die laar, want ek gee dit in jou hand. En as jy bang is om af te gaan, gaan jy dan saam met jou dienaar Pura na die laar toe af. En luister wat hulle praat, en daarna sal jou hande sterk word, en jy sal in die laar aftrek. Hy gaan toe af saam met sy dienaar Pura. So met ander woorde, hy was bang. God het hom gestuur en gesê, gaan af na die laar van die Midianiete te gaan luister wat daar aangaan. Maar as jy bang is, vat Pura saam met jou. So wat sê dit vir ons? Gideon was bang gewees. Gideon was bang gewees na die eerste teken. Gideon was bang gewees na die tweede en die derde teken. Maar hy het nog steeds ja gesê. Hy het nog steeds gereageer op sy ja. En hy het afgegaan. Hy gaan toe af saam met sy dienaar Pura tot in die buitenste lyn van die gewapendes wat in die laar was. En die Midianiete en die Amalekiete en al die kinders van die ooste het in die laagte gelê, so springkane in die menigte. En hulle kamele was ontelbaar soos die sand van die seestrand in menigte. Hoeveel het Gideon? 300. Toe Gideon aankom, vertel 'n man aan 'n ander, jy se droom en sê, kyk, ek het 'n droom gehad, daar rol 'n hardgebakte garsbrood in die laar van die Midianiete en kom tot by die tent en slaan dit dat dit oomval en keer dit onderste bo. En toe lê die tent daar. En die ander een het geantwoord en gesê, dit is niks anders nie as die swaard van Gideon, die seun van Joas, die Israeliet. God het die Midianiete en die hele laar in sy hand gegee. Toe Gideon dan die verhaal van die droom en sy uitlegging hoor, het hy aanbid en hy het teruggekeer na die laar en vir Israel gesê, maak klaar, want die Here gee die laar van die Midianiete in julle hande. So selfs daar waar Gideon gevrees het, gee God hom 'n 4de teken dat hy met hom is. Hy gee vir hom die 4de gemoedsrus om vir hom te sê, dit wat ek jou gevra het om te doen, doen jy nie alleen nie. Al wat jy nodig het om te doen, is om te glo en te vertrou. As jy ja gesê het, sal ek jou lei. As jy ja gesê het, al is jy uit jou gemaksone uit, al voel jy asof die wêreld julle rug op jou draai, ek sal jou nog steeds beskerm, want dis ek wat jou geroep het. Onthou die woorde van Jesus aan homself, wat gesê het, is dit nie ek wat jou stuur nie. En hoe mooi is dit nie om te weet, dat hy 300 manne het opgestaan, fakkels onder die kruike op 3 dele om die laar van die Midianiete. En toe Gideon op die ramshoring blaas, en hulle skree vir God en vir Gideon, en hulle steek hulle fakkels aan, het God vrees onder die Midianiete ingebring en hulle teen hulle self beklei. Later in die verhaal was daar nog 15.000 van hulle wat gevlug het. En selfs daai 15.000 was deur Gideon se 300 manne verslaan. As jy ja gesê het vir God, gaan jy teekanting kry. As jy ja gesê het vir God, gaan jy mense kry wat teen jou draai. Jy gaan familielede kry wat teen jou draai.
Jy gaan voel asof die wêreld en selfs God teen jou draai. Want ja is die swaarste woord wat ons kan aandink. Ons sit in ons ou Bethlehem gemeente en my Ficksburg gemeente en ek kom agter die laaste 2 na 3 maande van hierdie jaar, wel, ons is nou in die 2de maand van hierdie jaar, maar van die begin van die jaar af, is daar soveel van ons gemeentelede wat deur sulke moeilike tye nou gaan. Uitdagings, van voertuie wat breek, van dakke wat afwaai. Satan val ons aan en ons kom partykeer by 'n punt waar ons wonder, maar dit wat ons laas jaar gedoen het, waar is alsheen? Ons het deur goeie tye gegaan, waar is dit dan nou? Hoekom sukkel ek nou so? Hoekom gaan ek deur dit? Dit is heel waarskynlik omdat jy ja gesê het vir God. Dit is heel waarskynlik dat jy ja gesê het vir 'n projek of ietsie om te doen vir God en iewes skielik val die mismoed op ons soos van nooit tevore nie. Ons gaan nie getoets word as ons nie ja gesê het nie. Ons gaan nie getoets word as ons nie besig is om vir God te werk nie. Gideon was keer op keer getoets op sy eie dapperheid, op sy vrees wat hy gehad het. Nadat Jesus vir homself gesê het, jou dapper held, en iewes skielik sien ons 'n man wat vrees, omdat hy ja gesê het. Hoeveel nie te meer ons nie? Hoeveel te meer kan ons ook nie weet nie, as ek vir God vandag ja sê, gaan die duiwel jou toets op ietsie wat jy dink jy is sterk. En ons gaan moet bly staan. Ons gaan moet bly staan soos Gideon. En ons gaan dalk vir God moet vra, gee vir ons 'n teken. Wys vir ons weer dat jy met ons is. Van God is getrou. Hy wil hê jy moet weet dat hy met jou is. Hy wil nie hê jy moet bekommerd wees dat hy jou verlaat het nie. Hy wil nie hê jy moet worry dat hy nie meer met jou is nie. Ek het hierdie preek Woensdag al in my kop begin voorberei. En gisteraand het my toets gekom. En hy het goed gekom. Jossie het Woensdag aand begin siek word. Het ou maaggoggetjie gekry. En ek en Jackie drink charcoal asof uit die mode uitgaan. En Emmet is gewoonlik die gesonde ene van ons klomp. Hy raak nie sommer siek nie. En toe gisteraand sien ons hy's 'n bietjie anders. Ons weet natuurlik 4uur, 5uur se kant, soos hulle moes sê, is die moeilike tyd met klein kinders, maar hy was ekstra moeilik geweest. Hy het gehuil orals. En toe ek hom uiteindelik in die bed kry, 6uur sê vir my, Daddy, my maag is seer. Ek sê, okay, wel, kinders sit moes allerhande dinge in hulle monde hierdie dag, en ek gaan maak toe vir hom 'n bietjie charcoal. Man, hy drink die charcoal, en hy gaan lê so terug, en toe hy gaan terug lê, toe staan hy op in 'n hardloop badkamer toe. En ek is baie dankbaar hy het dit gemaak. En toe sit hy nou, wat van 6uur die aand, tot 2:30 die oggend, die hele tyd opbring. En ek raak net in die slaap, en hy raak net in die slaap, dan sit weer dieselfde storie. En ek lê daar so, en terwyl hy slaap, bid ek asseblief Jesus, laat hy nou net 'n goeie nagsrus hê, dat hy nie te siek is nie. Met die gedagte ook in my kop, ek wil ook ten minste half wakker wees as ek breek. Ek sê nog vir myself, ja, dis nou weer eens hy toets. Ek het net nou eendag vir Kelvin gesê, ek is gelukkig in my 11 jaar as predikant, het ek nog nooit 'n Sabbat gemis as gevolg van siekte nie. Ek het nog nooit nie gepreek as gevolg van ek wat siek is of ietsie nie. En toe dink ek vir myself, ek weet, as jy vir my kinders siek is ek siek. Binne 'n uur is ek siek.
En ek staan op en ek gaan maak vir myself charcoal, terwyl ek bid, en ek drink my charcoalkie, en als, en ek gaan lê in die bed, en 2:30 die oggend, toe maak Emmet dit nie heeltemal na die emmertjie toe nie, en as 'n bietjie op die bed. En toe sê ek het nog niks geslaap nie, jy weet, jou fuse is 'n bietjie korter, en ek sê vir hom asseblief, kom aan buddy, die lig is selfs aan, kyk, mik mooi asseblief, ek gee nie om skoon te maak, maar come on dude, focus. En hy sê vir my, but daddy, you haven't prayed for me yet. En ek sê maar, Emmet, I have been praying. He said, no daddy, you haven't prayed with me yet. En ek dink met myself, in daai oomblik, ek sien nou lus om te bid nie. Ek is nou lus om te slaap. Ek sien nou lus om my knie te gaan langs die bed met my seentjie, en ietsie sê vir my, Emmet, jy's reg. En ons klim uit die bed uit, ek trek vir hom ander kleertjies aan, en ons gaan kniel langs die bed, en ek bid vir my seun. En ek dank die Here, hy het toe nog nie weer een keer opgegooi nie. Vriende, sien, ons as groot mense verloor ons geloof in die woord van ja. Wanneer ek vir God ja sê, is dit baie vinnig vir my om terug te gaan op my ja. Maar vir 'n klein kind, as hulle geloof in God het, dis al wat hulle wil hê. Wanneer hulle siek is, wanneer hulle met moeilikhede sukkel, als kan genees word deur 'n gebed tot God. Wanneer jy vir God ja gesê het, en jy sukkel om by daai ja te bly, gaan op jou knieë en wy jou lewe weer oor terug aan die Here. As daar een ding is wat ons behoort bekend te staan voor, is dat ons, jou woord is jou woord, nee. Daar moet geloof kan wees in jou woord, as jy jou woord vir iemand gee. En as jy ja gesê het vir God, bly getrou aan daai ja, al daar raak dinge moeilik. Al word jy getoets, gee daai ja woord net meer en meer. En jy sal terugkyk, en jy sal sien, 'n nasie wat verslaan was, deur God, sonder dat jy dit agtergekom het. Sonder dat jy 'n vinger hoef op te gelig het, sal jy op die oorwinningsbult staan. My pleitgebed by ons vandag is, kom ons gee ons ja weer vir God. En ons hou vas aan daai ja, deur goeie en slegte tye. Dat wanneer ek ja gesê het, weet die Here gaan vir jou, die duiwel gaan vir jou kom. Maar hou vas aan die Here. Van sy ja is altyd 'n ja. Amen.